China has delivered an aggressive warning to the United States, saying conflict between the two countries is inevitable if Washington does not change course. Goeiemôre luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou 'n vinnige uittreksel gesien van wat die Chinese sê, dat as die Amerikaners aanhou op hierdie traject wat hulle nou is, dan is konflik, en dis militêre konflik, onvermydelik. En as ons ook kyk na die aksies spreek harder en duideliker as woorde. Engels het 'n mooi spreekwoord wat sê, actions speak louder than words. En as ons kyk die afgelope tyd ook dan van die Chinese se oorlogskepe se ontplooiing in en om Taiwan, die militêre oefening wat ek in die vorige video's na verwys het, die afgelope maand, saam met Rusland en Iran, dan is dit vir ons baie duidelik die traject, en dan maak dit vir ons sin, wat Gerald Celente vir ons sê, dat die derde wêreldoorlog het reeds begin. Hy sê dit duidelik, en hy sê goud is 'n duidelike aanduiding daarvan. But I have to tell you, gold is a signal of how unstable and how we are on the brink of World War III to escalate. World War III has already begun. It's just going to be official, like World War II became official when they bombed Pearl Harbor. It was unofficial when the United States, the UK, and the Dutch put sanctions on Japan. Rusland se grootste oproepinstruksies is uitgevaardig, of een van sy grootstes, die afgelope tyd sedert 2011, min of meer, definitief een van die grootste oproepinstruksies, 160.000 soldate, wat sien jy die aksies wat gebeur, wat geneem word. Ons sien dat die onderhandelings met Oekraïne is op 'n randjie die heeltyd. Ons weet waarheen dit gaan, die mense wat ingelig is, wat hierdie aksies dophou, want aan die een kant is dit hierdie onderhandelings, maar terselfdertyd word 160.000 nuwe soldate opgeroep, ingetrek in hierdie oorlog. President Putin is going for the jugular. He has launched a new recruitment drive today. The plan is to draft 160,000 men into the Russian army, another 160,000 men to join the army. Now this is a massive build-up. It is Russia's biggest conscription since 2011. Ons sien verder, kykers en luisteraars, dat die hoof van die Chinese weermag het ook gesê dat as NAVO en Rusland slaags raak met mekaar, dan sal hulle militêr vir Rusland dan te hulp snel ondersteun, bystaan, help, noem dit wat u wil. Ons sien dan ook dat die Midde-Ooste, 'n segsman van Jemen, wat hierdie aanvalle baie effektief doen op Israel, op die Rooi See, ons sien dat selfs een van die vliegdekskepe is raak geskiet deur hierdie missiele van Jemen. If these mercenaries are moved by their handlers in the Gulf, the response will be deep in Saudi and Emirati lands, and will take out vital infrastructure targets, whether they be oil and gas fields, power plants, oil refineries, or even airports and ports. So 'n mens moet nie hulle dreigemente te ligtelik opneem nie, van waar hierdie segsman van Jemen sê van die teikens wat hulle ook dan geïdentifiseer het, waarvan, soos ek in die verlede vir u gesê het, Iran gesê het, hoe die sekretaris-generaal van Amerika gesê het, hoe hulle mekaar se olievelde, en toe het ek nog 'n video vir u gemaak en gesê, brandstof gaan skaars raak, want die oomblik wat hierdie oorlog verder eskaleer, wat hy gaan doen, dan sê Iran, dan sê Saudi-Arabië, Amerika, dan sê Jemen, dat ons sal die olievelde en die hawens waar die olie uitgevoer word, sal ons teiken. So en toe het ek nog vir u gesê die brandstoftekorte wat ons in die gesig kan staar. So sien u, dis maar om enkele inligting, enkele feite moet u in die eskalasie hiervan. Ons sien ook hoe Pakistan en Indië nou vir mekaar grom, en dit is hoe 'n derde wêreldoorlog ontwikkel, kykers en luisteraars, is letterlik elke land begin, die probleme wat hy met iemand gehad het, daar raak dit net by so 'n punt, waar die Bybel sê, daar's 'n tyd van vrede, daar's 'n tyd van oorlog, daar's 'n tyd van lag, en daar's 'n tyd van huil. Nou, dit is, die Vader besluit sekere tye op die aarde, hierdie tyd van 2000, of van daai jaar af tot daai jaar,
is 'n tyd van oorlog. Dan kan jy maar probeer vrede maak in daai tyd. Jy sal dit nie regkry nie. Dis so deur die Vader gespreek en niks wat die mond van die Vader gespreek het, sal nie in vervulling gaan nie. Niks, want hy's almagtig. Hy het dit alles bepaal. Ons is nou by die punt waar volke en nasies uitgewis gaan word. So, hierdie wêreldoorlog ontwikkel. En nou om terug te kom na Suid-Afrika toe, ons het gepraat in die afgelope video's van die onstabiliteit in en die aktiwiteite in lande soos Suidwes-Afrika, Namibië en ons het nog spesifiek Zimbabwe genoem, as ook Mosambiek. Ons weet dit, ons weet onlangs hoe dat daar geweld uitgebreek het na die verkiesing in Mosambiek en hoe amper het daardie geweld oor ons grens gekom, hoe amper. So wanneer is die volgende amper? Wanneer is die volgende insident? Wanneer is die volgende insident in Zimbabwe? Ons het 2 weke terug se insidente gesien. En dan het ek ook nou aktiwiteite begin sigbaar sien, soos wat ek met u gedeel het, wat ons koneksie of ons informant vir ons deurgegee het, dat daar is aktiwiteit in Botswana ook, en daar was die afgelope week sigbare, wat ek nie nou gaan noem spesifiek die detail daarvan nie, maar vir die eerste keer het daar vir my sigbaarheid ook in Botswana gekom. So duidelik in Suider-Afrika sien ons hier rondom ons land en al die opleiding wat in die land reeds plaasvind. En ek kan vir u dalk net dit so noem, dat ja, daar is definitief, ek sal maar dit noem, Al-Shabaab aktiwiteit ook in Suid-Afrika. Ek gaan nie oor te veel detail oor dit uitbrei nie, so duidelik is hier geweldige aktiwiteite op die wêreldverhoog in Suid-Afrika. En nou vra ek vir u, jong manne, mans van vroue, hoe lank voordat die vrywillige, en ek sal net 'n skermskoot neem van die innames wat nou plaasvind, wat vrywillig is, en is ook so geprofeteer, eers vrywillig en dan verpligtend. Hoe lank is dit voordat dit tot op so 'n stadium geeskaleer het, kykers en luisteraars, dat u man, u seun opgeroep word vir 'n oorlog, vir hierdie oorlog wat kom, aan watter kant? Dit kan ons oor spekuleer. Gaan dit die Doornbos regering wees wat dan reeds ingestel is, soos wat geprofeteer is, en soos wat ons sien in die beweging en die optrede van die DA, as ook die burgerregteorganisasies wat in daardie deel sal deelneem? Sal dit so 'n regering wees wat die oproep instruksies gaan uitstuur en dan in die parlement sit? Gaan dit nog die regering van nasionale eenheid wees soos wat hy nou is? Hoe dit ook al sy, op 'n stadium moet 'n land, moet faksies kant kies. Dis net hoe dit is. Dit gebeur so. En dit is die punt waar u opgeroep kan word vir 'n oorlog in die noorde, en ek sê dit spesifiek met spesifieke woorde, en ek sê hierdie dinge om u in te lig, né? Subscribe, like hierdie video as u hierdie bedreiging, hierdie risiko's in hierdie gebeure van die wêreld en Suid-Afrika, wanneer u dit besef, like en subscribe, dat dit iemand anders ook kan bereik, wat dit ook kan besef, sodat 'n vrou kan sê, my man is nog jongerig, my seun is jonk, hoe gaan ons dit akkommodeer? Hoe gaan ons dit hanteer? Ek weet onmiddellik gaan daar 99% seker vir die jongmans, of 90 of 80% gaan sê, ons gaan ons nie dat oproep nie. Wel, dan begin, dit noem jy rebellie. Dit noem jy, miskien oom Sieners, 'n tweede rebellie. Ek weet nie, hoe die rebellie sal ontstaan, dit weet ons nie. Maar ek weet een ding, wanneer die oproepinstruksies kom, en as mense wat dit nie wil gehoorsaam nie wil uitvoer nie, dan gaan jy of gelaai word deur die militêre polisie en na die DB toe gaan, soos dit mag gedoen word, of daar gaan 'n mate van 'n rebellie begin ontstaan, spontaan. Dis die opsies, dis wat sal gebeur. So ek deel hierdie dinge met u, laat u gedagtes so lank kan laat gaan en sê, dit is wat kan gebeur, hoe gaan ek dit hanteer? Hoe gaan ek dit emosioneel hanteer as my man of my seun? En hierdie is 'n ander oorlog, kykers en luisteraars. Hierdie is nie klein oorlog nie. Nie dat enige oorlog klein was nie. Menende die masjinerie, die wapentuig, die missiele wat hier gebruik word, is vernietigend. Ek wil amper sê die kans dat 'n man en 'n seun sal terugkom van 'n oorlog waarheen ons hier opgeroep word, is baie naby aan 0. Maar ja, om so lank te begin dink daaraan, dit is die doel van 'n brandwag, is om u voortydig te sê, dit is wat kan kom,
Dis wat ons besig is om te sien gebeur, die momentum wat hierdie konflik in die wêreld besig is om op te bou. Ons sien dit tog met ons oë, ons beleef dit elke dag. Jy roep nie 160.000 man somme maar net op nie. Jy maak nie 'n uitlating so China wat in die afgelope 40 jaar nie 'n oorlog gehad het nie, van as jy op hierdie trant aangaan, dan is konflik onvermydelik. En al hierdie beweging van militêre voertuie, die ontplooiing in Roemenië deur die Weste, die groot militêre basis wat in Roemenië opgerig word, die konflik in Moldova, die interne probleme by Moldova, Servië, Noorwe. Ag, so kan ons alles, dan gaan ek ure met u gesels, alles bymekaar gooi. Ek lig net sekere elemente vir u uit, sodat ons besef, hierdie ding is besig om te eskaleer, en hoe gaan dit jou dan raak? Behalwe ekonomies, behalwe onstabiliteit in Suid-Afrika, behalwe al die video's wat ek al vir u gemaak het oor hoe dit ook dan Suid-Afrika kan raak. Wanneer dit gebeur, hoe gaan jy dit hanteer? Deur daar nou te dink, deur dit ag op te slaan en te sê, ja, ons gaan definitief 'n ander tyd nou in. Totale ander tyd, 'n tyd van oorlog en nie 'n tyd van vrede nie. Hoe gaan ek dit emosioneel hanteer? En om dit voortydig deur te dink, deur te trap, jy gaan deur al die fases gaan, kwaad, huil, hartseer, jy gaan deur daai fases gaan, maar dan gaan jy 'n mate van berusheid teen die einde begin kry. En jy gaan die berusheid in die woord van God kry. Jy gaan die berusheid by jou Skepper kry, waar hy vir jou sê, moenie vrees nie, maar jy gaan eers daai vrees deurgaan. Maar daai vrees gaan al minder word, want jy gaan deur jou denke en deur die raad en die wysheid en die insetting en die verordeninge wat die Bybel vir ons gee, gaan jy 'n kalmte, wat die woord sê, alle verstand te bowe gaan. 'n Kalmte en 'n vrede, wat alle verstand, waar al hierdie oorlog om jou is, al hierdie geweld om jou is, al hierdie onstabiliteit plaasvind, oproepinstruksies kom, vir u jong mans en u seuns of ouer mans ook, hulle kan enigiets doen. Maar jy weet, ek het klaar deur dit alles gewerk, ek het my vrede in my Bybel gevind, want dit wat die woord my beloof, wat die Vader my beloof, dit sal tot stand kom. So, ek skrik nie vir enige slegte nuus meer, wanneer dit nou die dag aangekondig word en sê, nou raak hierdie oproepinstruksies verpligtend. Suid-Afrika gaan deelneem aan hierdie kant of aan daardie kant of wat ook al. Maar dat u net u self psigies so lank minstens daarvoor voor kan berei en dan moontlik vleeslik en fisies ook. Sterkte en seën tot 'n volgende video. Totsiens.